Gek oor haar eie Afrika, ondier episode 85. Dit voel asof Sergio se keel toetrek. Hy dog hulle is ontslaaf van Lia se ex-man. Nou vertel een van die inwoners van die omgewing dat Ralph Jameson op een of ander manier uit aanhouding weggeglip het en dat hy homself tussen hier en Tanzanië bevind. Daar in die Lindi distrik wat bekend is vir sy mensvreter insidente. Dit is duidelik dat Ralph die mense opsweep. Hy vertel vir hulle dat leeu's die gemors van die aarde is. Hy sal hulle help om van die goed wat mense vang en opvreet ontslae te raak. Bring vir hom enige leeukarskas en hy sal betaal. Veral baie geld vir die klein leeuwelpies. Wel, hier was welpies in die kamp waarvan die manestrik gevang is. Die mense wat daar die ma gevang het, werk hulle vir Ralph, en is dit sy mense wat later hier kom moeilikheid maak het om die kleintjies te kry? Wil Sergio weet, toe hy weer sy asem terugkry. Is jy een van hulle? En daar klap die man toe. Hy dink hy te veel gepraat, en langsom is daar ander mense wat kan stories aandra by die verkeerde mense. Daar loop te veel baie ander stories. Een van die Franse sê, wel as daar iemand is wat bereid is om vir ons te kom vertel of met ons te praat, sal ons daardie persoon na ete verwelkom met 'n beloning vir inligting. En daarmee haal hy 'n handvol metikaes uit sy sak. Duidelik gaan hy daardie beloning op die ouend tussen 'n hele paar mense moet deel. Maar vereers haas die mense hulle na die kafeteria. Daar is kospakkies, pap met 'n lang sousie en 'n beduidenis van 'n worsie vir almal wat tyd gemaak het om hierdie belangrike opvoedkundige geleentheid by te woon. En die Franse gaste kry presies dieselfde kos. Hulle en Sergio eet dit met smaak. Hulle verwag nie spesiale behandeling nie, behalwe dat hulle darm by daardie recycle plastiek banke en tafel mag gaan plaasneem. Die meeste plaaslikes en die klomp vrywilligers moet maar plat op die gras of iewers op 'n muurtjie gaan sit. Daar is baie mense wat net hier was vir die kospakkie. Nie baie kom na die tyd terug saal toe nie. Hulle missie is volbring. Hulle was hier en hulle het geëet. Maar die man wat die boontjie blikkie met die baie wurms in oopgesny het, met sy storie oor Ralph, kom na die tyd weer saal toe. Hy en 2 ander, en hy wil hulle eenkant sien. Hulle gaan nie dadelik praat nie, want hulle wil darm net eers sien hoeveel metikaes die mense gaan uithaal. Wanneer hy besluit dat dit genoeg is, begin hy praat. Daar is mense wat vir Ralph Jameson sy ware verskaf, ja. Hy weet van meer as een, maar dit is nie hy nie, en hy mag ook nie name noem nie, want die een wat klikbekke soos hy sal doodmaak, is ook terug hier in die bos. Iemand wat klikbekke doodmaak, en wie is daai persoon? Die zombie leeuwman. Sien, soveel kere tevore dit gelyk asof daardie een doodgaan. Dan staan hy weer op, en nou het dit so waar weer gebeur, hy is terug. Soos dit die een wat saam met die leeu's gaan stap, vat Sergio kans. Ons het spore gesien daar langs die rivier. Die regop een van die leeutrap skoene se spore, saam met leeuspore. Die man vloek saggies en toe staan hy een kant toe. Daai lewende dooie praat met die leeu's, die dat die opperstes vir hom kan sê, sien julle byvoorbeeld nou vir ou Toko daar, hy is 'n verkeerde man en hy het gepraat, jy moet hom gaan doodmaak? En vanaand is die leeu's daar, en 'n mens sien nooit weer vir iemand soos ou Toko nie. So wie is die een wat daar die opdragte gee? Nee, ons weet nie. Maar dit is hulle wat vir daardie man die leeu's ook gee. Van watter man praat julle? Vra Sergio omgekrap. Kan ek aanvaar dat dit Ralph Jameson is? Wil jy nou my kop sien val? Vra die man.
Okay, los vir Ralph Jameson, vertel dan eerder van die lewende dooie, die zombie leeuman, het hy dalk 'n naam? Sy naam was Makuakua, maar miskien het die voorvaders iewers opgehou om van hom te hou, want net ander dag toe vang die leeu's vir hom. Die polisie het sy hand en baie van sy beendere gekry. Hulle het sy fingerprints gevat en gesê, ha, hierdie is Makuakua. Hy het moeilikheid gemaak, maar hy is nou klaar. Daar is nie meer 'n zombie leeu nie, so die mense kan relax. Maar nie lank later nie, toe loop die leeuman weer. Hulle sê dit is weer Makuakua wat loop. Hy het die bietjie van sy lyf wat oor was, wat die leeu's nie gevreet nie, en sy bene bymekaar gemaak, en toe het hy opgestaan, en nou loop hy met daardie zombievel. Daar sal nog minder van hom oorwees, as hy hom in die hande kry en bymekaar maak, besluit Sergio stilletjies by homself voordat hy vra. Wel, ek wil nog steeds weet van Ralph Jameson. Het jy homself iewers gesien, of het iemand toevallig gehoor dat hy hier rond vlieg met daai rooi vliegtuig van hom? Ek het hom gesien, ek het hom gehoor praat en hy is baie kwaad, praat een van die ander twee wat tot nou toe net geluister het. Hy het gesê daar is mense wat hom in die moeilikheid wou sit, iemand wat hom gevreem het. Hy het gesê nou dat die zombie leeuman weer loop, gaan hy daardie een uitsniffel en dan gaan hy die zombie leeu stuur om haar dood te maak. Haar of hom, wonder Sergio. Dit is altyd so moeilik om te weet met hierdie mense of hulle van 'n man of vrou praat. Partykeer praat hulle van 'n man, dan sê hulle haar, of hulle praat van 'n vrou, en dan sê hulle hom. Daarom vra hy my net. Hoe is Ralph Jameson gevreem en waar het dit gebeur? Kan julle weet wie dit was? Dit het alles daar by daai plaas gebeur, waar jy bly, Sergio. Ralph het ook eers daar gebly, net sy goed daar gestoor. Hy het geweet, die man het sy goed gaan aflaai by die storeroom, sy informant. Maar toe hoor hy van iets wat belangriker is, en hy vlieg eers na 'n ander plek. En by daardie airport kry hulle toe al daai goed by die binnekant van sy vliegtuig, maar hy het nie die order vir die laai gegee nie, so iemand anders het daai gelaai, want hulle het hom gevreem. Nou wat se goed het hulle gelaai? Vra Sergio. Die kop, die poot, die stert van 'n leeuwyfie en een kleintjie. Maar hulle stoor ook ander goed, lelike goed daar by daai storeroom, maar ek mag nie praat wat ek verder gehoor het nie. Nee, wag so 'n bietjie. Daai goed waarvan jy nou praat kan van enige plek afkom. Ralph Jameson kon dit byvoorbeeld self gelaai het, en nou kan hy maak asof dit van die plaas afkom. O nee, maar dit kom van die plaas af, of hy dit self gelaai het of nie, want daai goed was so gepak by daai polystyrene koelers wat die manne by die see gebruik het. Ralph sê die plaas se naam staan daarop en Mr. Gonzales. Sien, Obas Gonzales, hy is nou al 'n paar jaar dood, maar sy goeders was nog daar by die stoor van ouman Herder se dogter, so sê Ralph. Die stoorkamer op Hurters Retreat is gebruik vir hierdie soort ding. Sergio voel hoe die bloed nog 'n keer uit sy gesig vloei. Onder sy neus is iemand daar besig om met Ralph saam te werk. En in die aande sit hulle almal met vroom gesigte daar saam met hom aan 'n tafel, asof daar niks gebeur het nie. Manuel dalk? John? Jesu? Nee, hy wil en hy kan dit nie glo nie. Ons verstaan nie wat hier aan die gang is nie. Die Franse is nou baie verward. En Sergio trek sy skouers oop. Hy verstaan ook nie. Hy is basies net so ontredderd en geskok soos hulle. Maar hy sal agter die kap van die byl kom. Nou, sal julle my verskoon, ek moet dringend met my mense daar gaan praat.
Nee, wag Sergio, jy sal ons vergewe, as ek vir jou sê na wat ons nou gehoor het, kan ons jou nie alleen laat gaan nie. Daar het verskriklike goed gebeur op die plaas waar ons jou laat bly, waar ons voor huur betaal vir jou, en iemand moet betaal vir die probleme wat daar ontstaan het. Ons weet dat jy omgee vir die mense, en ek gaan hulle nie kans gee om jou stilswye met mooi woorde of dreigement te koop nie. Bedoel jy, ek sal my laat omkoop? Dit sal nooit gebeur nie, sê Sergio, een van die ander paai. Nee Sergio, dit is nie wat hy bedoel nie, maar jy weet hoeveel geld en liefde ons in hierdie projek ingesit het, en hoe belangrik jy vir ons is, nog steeds. Jy is ons belegging hier in die bos. Wat ons miskien moet doen, is om Interpol en die spesiale taakmag polisie te skakel en hulle na Hurters Retreat te stuur om die plek van voor tot agter deur te kyk. Maar ek weet nie wat gaan ons met al ons mense wat daar moet oornag doen, as ons so iets moet doen nie. En buitendien, ons sal eers net vir Dr. Martinez daar moet onttrek, want anders lyk hy net so skuldig soos die res van hulle. Sergio se mond gaan oop en weer toe. Dit kan nie. Hulle kan hom nie daar wegneem nie. Wat van sy Lia? Want sekerlik weet sy van niks. Sy is onskuldig. En sy kat, Gatto, en John, en die tweeling, en die Da Silvas. Nee, hierdie het almal sy mense geword. Hulle sal nie so iets doen nie, veral nie aan hom nie. Hy gryp 'n botteltjie water en neem 'n diep sluk daaruit. Sy mond is kurk, droog. Dit voel asof sy tong aan sy verhemelte vasplak. Uiteindelik skop sy verstand in. Hy skud sy kop van kant tot kant. Nee, ek aanvaar dit nie. Dit kan absoluut nie wees nie. Jameson is nie meer welkom op Hurters Retreat nie. Daar moet 'n logiese verklaring vir dit alles wees. Hy's weggejaag deur John Hurter self. Daardie store word nie eens meer gebruik vir store nie. Iemand is besig om te lieg oor dit alles. Dis leeggemaak. Daar bly nou mense daar. Hierdie man is net besig om my mense swart te smeer. Wel, dan is daar net een ding. Ons klim almal nou in jou bakkie en gaan kyk die plek self deur. En moenie vir ons deure toe hou nie. Ons wil elke plek deurkyk. 3 van hulle saam met hom in die bakkie, asof hy in aanhouding is, asof hulle die polisie is. Maar eers nadat die baas 'n storie vir sy vrou en die res van die groep gaan spin het, want hierdie kan 'n verleentheid word wat vir Sergio sy werk en die Frans hulle reputasie kan kos. Sergio besef dit maar te dee toe hy die cruiser aansluit en begin ry. Hy kan en wil nie glo dat John iets daarmee te doen het nie. Hy wil ook nie vandag agterkom dat Manuel betrokke is by smokkelhandel nie. Hy sal vir Lea moet oortuig om die plaas saam met hom te verlaat, sodra dit blyk dat een van hulle daarbey betrokke is. Maar wat doen hy as sy weier, vra sy kop en hart tegelyk? Wat as sy nie bereid is om saam met hom te gaan nie, om nie haar pa af te skryf nie? Wel, dan moet hy seker waai, sonder haar dreig sy verstand hom. Maar dit breek hom in 1000 stukke. Sy lewe sal nooit weer dieselfde wees sonder haar nie. Ruk sy hart homself in 'n krul en dit pyn hier in sy borskas. Lea sit die laaste bietjie van haar werk in die kelin. Sy skryf die tyd op, maak seker dat die inligting op die rekenaar reg is en toe skakel sy aan. Dit is 2 uur. As alles reg loop, dan klik die oond teen 12 uur vanaand af. Sy's moeg en sy is nogal honger. Sy skink vir haarself 'n glas koeldrank en stap met 'n pakkie tennisbeskuitjies vir middagete op die stoep uit. Roosterbrood en koffie sou dalk lekkerder gewees het, maar sy kan nie. Die broodrooster sal net te veel krag trek saam met daardie oond. Net toe sien sy Sergio se groot Land Cruiser bakkie deur die hek inry. Sy dink hulle is tot laat middag nog by die leeuplaas. Wat 'n verrassing om hom 'n bietjie vroeër hier te sien.
maar die volgende oomblik fliek die bakkie se deur oop, en Lia sien Sergio is nie alleen nie. Maar Sergio is verseker nie homself nie, hy moker sy bakkie se deur agter hom toe. Lia lig 'n hand, sy wil groet, maar hy kyk nie eers in haar rigting nie. Hy bestorm die trappe wat na die stoep en sitkamer van Hurters Retreat se groot huis toe gaan, terwyl 3 van sy Franse base 'n bietjie meer bedeesd agter hom aan gedrentel kom. Duidelik besluit hulle om die jonger man 'n bietjie afstand en 'n voorsprong te gee. Die rede waarskynlik, Sergio Martinez is om een of ander rede woedend, smoor kwaad. Binne in die huis begin hy roep na John, na Manuel, Maria, en toe raak het stil, onheilspellend stil. Lia sit versteen, sy het die man nog nooit so gesien nie, en sy behoort seker agterna te gaan om te keer dat hy iets aan iemand of homself doen. Is een van die Franse dalk ongelukkig oor die verblyf? Het daar dalk iets kosbaars tussen hulle bagasie weggeraak? Moet sy nie dalk maar gaan hoor wat die probleem is en probeer help om dit uit te sorteer nie? Lia vat haar glas en die res van die koekies in haar huisie in. Maar toe sy omdraai en terugkyk in die deur se rigting, weet sy dat die probleem toe nie weggegaan of ontlont is nie. Die drama is nog lank nie verby nie. Die verhoog waarin dit afspeel het net geskuif hierna toe. En dit lyk na die begin van groot moeilikheid. 4 manne wag op haar stoep. En John is by. Hy tel sy hand op en klop hard aan haar deur. Dis oop, julle kan inkom, maar oppas, daardie deur is van glas gemaak. Dit kan breek, spot sy. Gaan sit! John bedui na een van die stoele by haar werkstafel. Die opdrag is meer vir homself, want hy trek ook 'n stoel uit en gaan sit hard daarop. Sergio bring die stoele van die klein eetkamertafeltjie nader, sodat die Franse ook kan gaan sit. En Lia wonder, is dit 'n teken dat dit 'n baie lang middag gaan wees? Sergio is die enigste een wat nie gaan sit nie. Hy loop heen en weer soos 'n beer in 'n glashok in die dieretuin in doodse stilte. Het ek enigiets gedoen om iemand van julle te irriteer? Vra Lia. Sy draai om die ketel op haar gasstoof aan te skakel. Lia, ek het gesê, sit, sê John. Dit beteken iets vreeslik is verkeerd. Hy het nie eens vir haar op daai manier gesê om te gaan sit, as hy dalk te besig geraak het in die kar, as hulle iewers heen gery het toe sy nog klein was nie. Lia trek dus maar 'n stoel uit. Sy gaan sit en toe wag sy vir die bom om te bars. 'n Goeie ding dat sy dit gedoen het, anders sou Sergio se volgende woorde haar vloer toe gestuur het. Ralph Jameson is terug in Mosambiek en Tanzanië. Op een of ander manier het hy homself weer uit die selle en regstelsel gewikkel in Suid-Afrika. Ag nee, ek het gehoop dat hulle hom hierdie keer sal toesluit en die sleutel sal weggooi, sê sy. Toesluit, waarvoor, Lia? Vra hy, en sy wonder of dit 'n strikvraag is. Hy weet mos. Sy wens, sy hoef dit nie te sê nie, maar hy en die Franse kyk nou reguit na haar en wag vir die antwoord. Daarom fluister sy, smokkelhandel, dit is mos waarvoor hulle hom vasgetrek het. Ja, inderdaad, en wat het hy by hom gehad? Weet jy, Lia? Sy krimp ineen en trek haar skouers op. Sergio stap tot reg voor haar, meet haar met daardie amber oë en pen haar vas voordat hy vra. So dan moet ons aanneem dat dit jy is, wat die kop en pote van die leeuwyfie en een welpie in die bagasieruim van sy vliegtuig gepak het. Met ander woorde, wat ons moet aanvaar is dat jy saam met hom werk? Nee! Nou wat anders, Lia? Iemand, as dit nie jy was nie, het die goed in sy bagasieruim vir hom gelaai
En die persoon het die plaas se adres daar gelos, sodat die polisie presies kan weet waar dit vandaan kom. Maar hy kon dit self gedoen het, hy kon dit self gelaai het. Probeer sy eers om haarself uit die situasie te kry? Is dit? Hoekom sal hy dit self doen? Hy stap daarmee in 'n polisielokval in? Nee, Lia, iemand het dit aan hom gedoen of vir hom gedoen. So wie was dit, Lia? Was dit jy? Vra Sergio, of is dit jou pa? Of Manuel? Of Jesu? Dit was ek. Dit was 'n impulsiewe besluit. Daar is net een manier, die waarheid. En daarna sal sy straf soos 'n man of vrou vat. Dit het so gebeur. Ek was saam met Zeng op die dak van my woonstel die oggend na die dak nat maak. Dit was daar na daai stropery insident toe julle die aand uit was met die leeu's wat die mense aangeval het. Zeng was mos besig met my solar stelsel en terwyl ons daar bo is, sien ons iemand met 'n paar swart sakke daar by my ouma se stoor gaan peter. En ek het dadelik onderraad vermoed, want ek het toe mos al een keer, ek bedoel, toe ek besluit om te gaan kyk, en daar kry ek het toe in die vrieskas. Ok, jy wou sê, jy het onraad vermoed. Hoekom, Lia? Het jy tevore iets daar gesien of iets agtergekom? Vra Sergio. En hierna moet sy stadig met haar kop knik. En Sergio sit sy hand oor sy mond en sy kop gaan van kant tot kant in skok. Een van die Franse ouens vra, reg, so ons moet aanvaar, julle klomp was die heeltyd bewus van die gruisame goed wat Ralph hier aangebring het, en toe stoor hy dit boonop in 'n vrieskas in een van die stoorkamers, 'n stoorkamer waar jou goed was, Juffrou Hurter. Lia lig haar vinger. Nee, dit is nie ons klomp nie, dit is net ek. Ek is die enigste persoon wat in daai stoorkamer kom. Ek was in die stoorkamer die naweek toe ek op die plaas aangekom het, en daai Sondag het ek iets verskriklik akligs gesien. Ek het amper my goed gevat en geloop, maar ek het net besef, ek kon nie. Wat was dit? Sy kan dit nie help nie. Haar onderlip begin bewe, en die volgende oomblik stroom die trane oor haar wange. Hierdie opkrop het net te lank aangehou. Daar was klein leeuwelpies, dalk pasgebore, bevrore, en die ma se kop en 'n stert en pote. Daarna snik sy onbedaarlik. En maandag, ek wou vir my pa gaan wys het, maar maandag was dit weg en toe besluit ek om stil te bly daaroor. Daar is 'n geskokte stilte. Selfs haar pa kyk nou met afkeer na haar. Maar hoe kon jy Sondag so iets sien en dit vir jouself hou? Hoekom het jy my nie toegeroep om te gaan kyk nie? Want sy was bang om uit te vind dat hy dalk deel was daarvan. Maar hoe sê sy dit nou, by nabetragting vir hom, nou dat sy weet dat hy onskuldig is, en hier voor hierdie klomp mense, en die Franse, en Sergio? Toe antwoord sy maar net. Sergio was, Ralph was nog hier, en ek was bang. As ek die polisie bel, sou hulle almal geïmpliseer het, en dalk vir Sergio ook, en hy sou ons almal daarna verag het. Ek weet hy sou, wat hy in elk geval na dese gaan doen, as sy nou na die uitdrukking op sy gesig kyk, en dit maak haar so bang. Hierdie ding kan maak dat sy hom verloor. Sy draai na die Franse en sê, ek sweer, nie my pa nie, nie Sergio nie, nie Manuel, Jesu of enige iemand wat hier woon, weet enige iets hiervan nie. Ek het dit alleen gesien. Ek het die swart sakke in die polystyreen bokse gaan sit. Ek het dit daarna in nog sakke gesit en vir die bouers gevra om my te help om met 'n Ralph se vliegtuig te laai, maar hulle
het ook geen idee gehad wat dit was nie. Toe volg daar 'n lang stilte. Uiteindelik staan Sergio se grootbaas op. Sal julle ons 'n oomblik alleen gee, saam met my kollegas? Kom manne, kan ons uitstap asseblief? Natuurlik, antwoord John, toe hulle wegstap. Hy en Leah bly in doodse stilte agter. Sergio huiwer ook 'n oomblik, maar die man sê, stap asseblief saam met ons, Sergio. Dit voel soos 'n ewigheid, voordat hulle uiteindelik terugkom. Sergio se baas se gesig bly onleesbaar toe hy begin praat. Leah, onder omstandighede, ek weet nie, miskien sou ek op dieselfde manier opgetree het. Dis jammer dat jy nie gepraat het nie, maar ja, ons verstaan dat daar baie op die spel was op daardie stadium. Maar kom ons beskou dit as afgehandel. Ek en my kollegas het besluit om die hele ding net daar te laat. Dit help nie om nou slapende honde wakker te maak nie. Ons het geen verdere bewyse nie en ons het niks wat vir Ralph of enigiemand anders kan impliseer nie. So, kom ons hou dit maar net hier. Solank ons net weet dat julle en die mense wat ons vertrou hier op die plaas nie willens en wetens by so iets betrokke is of was nie. Beloof my net dit. Glo my, ek wil nie by so iets betrokke wees nie, antwoord sy en staan op om 'n sneesie te gaan soek. Haar hart is in stukke. Toe sy terugkom, verduidelik een van die ander. Ons verstaan eintlik hoekom jy besluit het om reg ook in eie hande te neem. Ons weet dat hierdie man vir jou baie moeilikheid gegee het. En ons het self met soveel korrupsie in sekere lande te doen gekry. Die polisie kom uit en dan wag hulle vir hulle deel. Hulle soek basies dat iemand hulle moet omkoop om stil te bly oor soos hierdie. Ja, daar slaan jy nogal die spyker op sy kop, verklaar John ook ter versagtende omstandighede. Ralph het waarskynlik al klaar alles en almal in die polisie aan sy kant. Hy het al met soveel goed hier weggekom, dat 'n mens dit amper nie kan glo nie. Dit voel asof hy al met moord ook weggekom het, maar nie een van ons het natuurlik die bewyse daarvoor nie. Ja, wel, dit het nou weer gebeur. Daar betrap hulle hom op heterdaad met goed in sy bagasieruim en hy kom skotvry. Want daar is 'n stel reëls vir die plaaslike inwoners en 'n stel reëls vir inkommers of buitelanders soos ons. Die enigste rede waarom Ralph funksioneer soos hy werk, is omdat hy bereid is om geld uit te haal om hulle om te koop, en dit is iets wat ons nie gaan doen nie. Net toe ry die trokkie met die res van die groep in. Sergio se baas draai om, tuur uit en toe stap hy terug. Hy steek eers weer vas en toe vra hy mooi, kan ons asseblief vertrou dat dit wat tussen hierdie mure gesê is, tussen ons sal bly? Daar is absoluut niks wat ons nou kan doen nie, behalwe om te hoop dat die man se beloftes om wraak te neem op julle mense hier nie sal realiseer nie, en dan hoop ons maar dat hy iewers een of ander tyd sy rieme sal styfloop met iemand in die gereg wat nie omkoopbaar is nie. Dankie is al wat Leah kan sê. Nou ja, dan beskou ons dit as oor en verby. Die manne stap uit en weg, maar dit wat Leah op Sergio se gesig lees, voordat hy ook omdraai om agter hulle aan te stap, sê net een ding. Wat hom aanbetref, is hierdie ding nog glad nie oor of verby nie. Word vervolg.